byt sake. Goeiemôre julle wonderlike mense, baie welkom by nog 'n episode van Byt Sake, jou grootste Afrikaanse televisieprogram elke Saterdagoggend in die hele wêreld. En vandag is dit my groot voorreg om welkom te heet aan een van Suid-Afrika se grootste name in die vermaaklikheidsbedryf. En haar nuwe fliek word nou by die Silwer Skermfees bekendgestel en haar naam is Anna Mart van der Merwe. Goeiemôre. Sjoe, dankie Davie. Maar ek is verskriklik op my senuwees. Ag nee, toe nou. Nie Davie Rood nie. Ek weier om dit te glo, nee. Is heerlik om hier te kuier. Ja, en dankie vir die ego wat so 'n bietjie gelig word hierso. Ek moet nou my elke oggend hier kom kuier. Charlene, goeiemôre. Môre David, jy kan jouself maar net hier inhou nie. Anna Mart, dit is heerlik om jou vanoggend hier so te hê. Ons vier vandag ook Vrouedag, want dit is immers môre en behalwe vir Anna Mart is hier ook 'n paar ander bekende en suksesvolle vroue in die ateljee soos ek en Corlie. Soos Danelle van Heerden wat kom gesels oor die KI Uitdaag Trofee vir skole en natuurlik Dr. Judy in leefstylsake. Hou dit groen. Dit is 'n groen show. Ek's groen van jaloesie. Marina. So lekker. Was jy gebore? Ek was. Ek lyk baie jonger as wat ek is. Dit is baie lekker om jou te hê vanoggend. In die sake fokus wys ons julle ook 'n paar ondernemings waar vroue aan die stuur van sake staan en verwelkom 'n paar sakemense natuurlik ook hier in die ateljee. Jong Leon, ek kan vir jou sê jy en ek is vanoggend in die minderheid hier so in die ateljee. Ons moet toe ons spoor trap. Maar Corlie, goeiemôre en wat kry ons vanoggend om te eet? Goeiemôre en welkom in my bitterlekker kombuis. Vandag maak ons 'n vinnige, maklike en ongelooflike smaaklike mediterrane pizza wat binne minder as 30 minute op die tafel kan wees. Daarbey bedien ek die Pekiniers-kloof platklip Palau Mino Old Wine 2025. 'n Heerlike vars wyn wat perfek pas by die soutigheid van die feta, olywe en songedroogde tomaties. Maar nou eers tyd vir weersake aan julle gebring deur Anet Botha en ek het so 'n voeltjie oorvlieg laat hier 'n reusagtige koue op pad is. Kom ons hoor. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Op die 21ste September 2024 het van Renenspas tot stilstand gekom toe swaar sneeu talle karre en mense vir byna 'n volle dag vasgekeer het. Nou lyk dit of 'n soortgelyke scenario die komende Vrouedag kan afspeel. Ons advies: vermy die pas veral vanaf Maandag indien moontlik. Intussen is daar ook sprake van sneeu oor Gauteng, so hier is die voorspelling. Hierdie komende lang naweek het ons soos in 2024 'n baie sterk afslaagweerstelsel wat gaan beweeg oor Suid-Afrika. Hy gaan vriesvlakke laag genoeg daal vir sneeu om te begin val vanaf Sondag oor die berge van die Wes-Kaap, die Karoo, hier in die Oos-Kaap swaar sneeu moontlik veral oor die bergpieke en die dorpe naby aan die suidelike Drakensberge asook Lesotho. Dan teen die vakansiedag en veral oornag tot Dinsdag is daar 'n moontlikheid van 'n mengsel van sneeu, donderstorms, ysreën en reën wat kan val daar in Noordwes, Gauteng en Mpumalanga. Hou in gedagte, die voorspelling is nog 'n paar dae weg en kan verander. Maar een ding is verseker, dit gaan ysig koud wees met wydverspreide reën en donderstorms die volgende paar dae oor Suid-Afrika met meer as 40 mm wat gaan val langs die suidkus. Hier in dele van die Oos-Kaap, veral die Wilde Kus, kan tot en met 100 mm neerstort en dan teen Maandag en Dinsdag gaan reën en ysreën asook swaar reënbuie val daar in die noordooste. Hier en daar kan tussen 20 en 50 mm val en onthou hierdie is ysig toestande wat gevaarlik gaan wees en dit gaan ook gepaard gaan met winderige toestande. Soos ons kan sien, Saterdag gaan die wind al klaar optel hier langs die suidkus en oor die westelike binneland, maar dit gaan veral winderig wees teen Sondag as gevolg van 'n hoëdrukstelsel agter daai koue front wat sterk winde gaan veroorsaak langs die suidkus en ook sterk rukwinde wat ysig gaan waai oor die sentrale gebiede van Suid-Afrika. Dit gaan seker maak dit voel nog kouer as wat die temperature vir ons aandui. Nou, dit gaan 'n sonskyn Saterdag wees daar in die noordooste met temperature so rondom 20 en dan kan ons sien soortgelyke toestande Sondag. Dit is eers teen Maandag wat dit koud gaan wees in die omgewings.
Hier kan ons sien Saterdag temperature so in die middel 20s tot hoë 20s vir die Vrystaat en KwaZulu-Natal en dan raak dit heelwat kouer en winderig vanaf Sondag hier oor die westelike gebiede van die Vrystaat met 'n noordoostewind wat waai langs die kus van KwaZulu-Natal. Saterdag is dit winderig in die Oos-Kaap met temperature so rondom 20 en dan gaan dit ysig koud raak teen Sondag met sneeu wat gaan val oor die berge. Sneeu ook moontlik Sondag aand en Maandagoggend daar oor die dorpe naby aan die suidelike Drakensberge. In die Wes-Kaap gaan daai yskoue toestande en reën versprei oor die provinsie Saterdag en Sondag met wyd verspreide reënbuie veral Sondag oor die kusgebiede. Swaar reën moontlik in sekere gebiede en dit gaan ysig koud wees met sneeu gaan val oor die berge. Dan in die Noord-Kaap is dit ook ysig koud in die suide met die wind wat wil optel Saterdag en dan teen Sondag en reënbuie versprei oor die suidweste, asook daar in die omgewing van Daar met die moontlikheid van sneeu ook in die gebiede. In ons buurlande bly dit droog die naweek met net die wind wat optel Saterdag hier langs die kus van Namibië en Sondag oor die kusgebiede van Mosambiek. Nou kan ons sien dit gaan ysig koud wees Maandagoggend oor Suid-Afrika en dit bly ysig koud die middag. Maksimum temperature gaan sukkel om te herstel. Dit gaan kouer voel as wat dit eintlik wys as gevolg van daai ysige wind wat gaan waai met wyd verspreide ryp en sneeu Dinsdagoggend daar in die noordooste met 'n mengsel van sneeu en reën en ons kan ook sien temperature gaan regtig ysig koud wees Dinsdag net so rondom 10 grade in dele van Gauteng, Mpumalanga, die Vrystaat asook die Oos-Kaap. So bly warm. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Roselda Seely is van LAC Cares. Goeiemôre, baie welkom. Môre Davie, baie dankie vir die voorreg om hier te wees vanoggend. LAC Cares Connect. Wat is dit? LAC Cares Connect is 'n nuwensgewende platform wat ons geskep het vir instansies wat 'n voedselbehoefte het en om hulle dan te verbind met die gemeenskap en besighede wat graag 'n verskil wil maak. So ons doel is eenvoudig om net vir die gemeenskap dit maklik te maak om bydrae te lewer tot voedselsekerheid en dan dit op 'n deursigtige en veilige manier. Maar verduidelik nou 'n bietjie meer. Hoe werk dit? So op LAC Cares Connect kan enige instansie, het sy 'n skool, 'n kinderhuis of 'n ouerhuis, aansoek doen en registreer. Daardie aansoeke word dan deur LAC Cares se komitee geaudit om seker te maak dat ons altyd deursigtig is en dat die platform nie misbruik word nie. So sodra jou aansoek dan goedgekeur is, word elke instansie van hulle eie unieke profiel voorsien en hulle kry dan ook 'n QR-kode waar hulle dan vir hulle gemeenskap daai QR-kode kan aanstuur om 'n verskil te maak. So die platform werk ook uit dat jy teen R2.95 per maaltyd voedsel kan voorsien op 'n daaglikse basis vir 'n hele jaar. Okay, so hier's twee aspekte. So is mense wat 'n behoefte het en mense wat graag mense wil help. So jy registreer by julle en julle is die platform wat hierdie hele ding administreer. Dit is 100%. basies waarop dit neerkom. Ja. Maar jy het nou gesê R2.95. Hoe is dit moontlik om 'n maaltyd te verskaf vir R2.95? Ja, vir R2.95 kan ons elke dag 'n maaltyd voorsien deur hulp van Genesis wat 'n gebalanseerde voedsel is, waarvan jy slegs 100 gram per dag nodig het om aan die voedselbehoeftes te voldoen vir 'n dag. En dan LAC Cares beloof dan ook dat daai volle R2.95 wat jy gee vir voedsel gaan en dat ons geen administratiewe of ander fooie van daai R2.95 aftrek nie. So jou geld maak dadelike impak op kos vir iemand wat dit nodig het. So elke R2.95 wat jy gee of wat jy bydra, dit kan eintlik word omgesit in 'n bord kos. Nou, hoe raak 'n mens betrokke? Wat kan 'n mens doen? Ja, soos dit ek genoem het, elke instansie kry hulle eie QR-kode wat hulle dan self kan deurstuur na die gemeenskap en besighede wat betrokke wil raak. Alternatiewelik kan jy ook ons webtuiste besoek en dan self gaan kyk wat instansies ons geregistreer het en kies vir wie jy graag 'n donasie wil maak. So kwalifiserende donasies kan ook 'n artikel 18A sertifikaat kry. En ja, ons hoop regtig dat hierdie platform 'n impak op Suid-Afrika kan maak en voedselsekerheid kan bevorder in ons land. Ek het geen twyfel nie. Roselda Seely van LAC Cares, baie dankie dat jy by ons raai kom haal. Dankie Davie, ek waardeer. En ek kan vir julle sê daarso as mens kyk na die statistieke is daar baie mense wat werklik waar 'n baie groot behoefte aan basiese goed het, soos byvoorbeeld kos. Maar eers oor na Charlene en sy gesels met ons gas vandag, Anne Mart van der Merwe.
Sy lyk asof sy in 'n tydkapsule vasgevang is aan 'n Mart van der Merwe, want ek was ook al gebore met Marine en ek onthou dat dit lyk regtig so. Voel jy al asof jy 63, 64 jaar geleef het? Weet jy, ek sê nou, ek het nou met Dawie vroeër gepraat, sê ek, hierdie ding, mense moet nie sê, ek is verskriklik dankbaar, om dat jy moet sê, jy moet nie sê ek is 63 jaar oud nie, jy moet sê ek leef nou al vir 63 jaar en dit was baie interessant die afgelope tyd. Ek sien uit na wat voor lê, tipe van ding. Ja. Maar jy het 'n baie spesiale verjaarsdag, jy verjaar op Vrouedag. Ja. Oor die jare, was dit vir jou groot viering? Het jy iets groot daarvan gemaak? Moes jy vrouepraatjies gaan gee om ander mense te inspireer? Hoe het dit vir jou uitgespeel? Weet jy, nee, ek moet sê, ek in daai opsig is vir my 'n verjaardag is 'n stilword tyd. Ek weet nie, daar's my altyd 'n tipe van 'n herinnering en 'n nostalgie wat intree as dit kom by jou dag van jou geboorte. En ek dink ook, my ma is dood toe sy 50 was. En ek onthou, toe ek 50 word, toe dink ek, nee, genade, groot Griet Gert, jy voel 16. Dit was nie moontlik nie. So ek het net nou 'n ding, veral van 50 af, dat ek vir elke jaar verskriklik dankbaar is. So vir my is dit spesiaal om net op my eie te wees, op my man of my onmiddellike bloedfamilie. Ja, so ek trek bietjie lager en ek is in dankbaarheid, ja. Jy is 'n baie privaat mens, maar die vroue karakters wat jy al deur jou loopbaan gespeel het, aangesien dit nou Vrouedag is daar een wat regtig, dit is so 'n onregverdige vraag, maar 'n paar wat vir jou uitstaan, wat vir jou regtig sterk vroue was, of komplekse vroue, dalk vroue van wie jy nie gehou het noodwendig nie, sonder om hulle te oordeel, maar net wat 'n indruk gemaak het. Ja. Weet jy, soos ek altyd sê, dit is baie moeilik, want elke vrou wat jy moet speel, ek het tot dusver, ek net op universiteit moes ek een keer 'n man speel, maar tot dusver net vrouens gespeel. Maar dat jy so lief word vir elke vrou wat jy ontmoet en wat jy moet verstaan en bestudeer en die menslikheid van vroue. Maar ek sal sê, dat was altyd vir my met al die vroue wat ek moes aanraak, die waarvan ek nie gehou het nie en dan was. En jy moet leer, daar is nie iets soos jy kan nie van 'n karakter hou nie, want jy moet juist gaan verstaan wat maak daai mens die boef en wat maak daai mens die lieflike ding. Maar my groot ding is dat vrouens het 'n ongelooflike kompleksiteit. En ek dink daar binne-in lê hulle krag. En ek dink dis wat die mans bang maak. Want hulle weet nie altyd hoe om ons te lees nie. So, nee, en dit het ek ervaar met al die vrouens wat ek gespeel het. Ek kan nie, dit is vir my baie moeilik om een uit te sonder. Maar kom ons praat nou oor Landmyn wat nou sy debuut maak by die Silverskermfees. Nie net kortliks, ons kan later weer daar uitbrei, maar Annetjie, Jesus, dis 'n donker mensie daai. Jy het baie diep gaan grawe om daai karakter na vore te bring. Daar's regtig tonele in die fliek wat vir jou koue rillings gee. Waar het jy gaan soek daarvoor? Kyk, ek het elkeen van ons, glo ek, my werk maak my baie nederig, want jy dien 'n storie eerstens, en dan is ek baie bevoorreg dat ek geforseer word uit die aard van my werk om daai verskriklike pynlike, delikate struktuur van menswees te gaan ontdek en te soek. Wat maak ons? En ek meen, ek het nie 'n ding oor mans en vrouens nie. Ons het almal man in ons en almal vrouens in ons. Ek is net mense. Dit is waaroor dit vir my gaan. Maar spesifiek met Annetjie was dit vir my 'n groot ding om te gaan soek hoekom? Waarom? En ek het vir die eerste keer was dit vir my ervaring wat ek iemand ontmoet het wat uit 'n leegte bestaan. Sjoe. En dan val jy baie diep en daar's baie onsekerheid as jy besef daar's 'n groot leegte in hierdie persoon wat nooit gevul kan word nie. So haar reaksie op goeters, hoe sy oor goed dink, haar skuldgevoel of haar skaamte oor haarself of haar slaan na ander mense omdat sy leeg is. En dis hel om in te wees as jy so tipe persoon is. En dit was 'n eerste vir my, die karakter wat Nico Skeepers, ons skrywer en regisseur, daar geskep het. So dit was 'n groot voorreg, maar ja, dit is 'n donkerte, maar ek voel
hopelik soos wat Nico ook praat, sy wonderlike stories is dat jy dien menswees en ek dink dis wat ons werk moet doen, dat ons as akteurs of jy skilder, skrywer of akteur is, dat ons net mekaar kan bewus maak, ons almal sukkel. Dis moeilik. Om mens te wees is moeilik. Dis pragtig. Maar ons moet maar baie geduld hê met onsself, maar ook almal om ons. Nou, ons moet ook geduld hê. Ek praat baie. Dit is wonderlik. Ons gaan nou nog verder praat. Ons moet net gou gaan loer wat maak Corlie met die kos en dan gesels ek en Anna Mart verder. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek maak 'n heerlike mediterrane pizza, dis perfek vir 'n ligte middagete, informele kuier of selfs 'n lekker aandete saam met jou familie. Nou vandag hou ek dit sommer ekstra maklik en ek gebruik klaargemaakte brooddeeg. Nou dis 'n wonderlike tydbespaarder, maar as jy verkies, kan jy natuurlik jou eie pizza deeg maak. Al die bestanddele is in my resep beskikbaar. Nou jy rol die deeg uit op 'n liggies op 'n meelbestrooide oppervlakte. Tot dit dan nou mooi dun is. Dan plaas jy dit op 'n bakplaat wat liggies gespuit is of en met bakpapier uitgevoer is. Ek het wel so 'n bietjie meel opgestrooi ook. Dan klits jy 1 eier saam met 'n bietjie water en verf die buiterande van die deeg daarmee. Dit gee later daardie pragtige goudbruin kors. Nou begin die lekker deel. Jy strooi mozzarella eweredig oor die deeg, maar los net die randjie oop, dan volg jy mediterrane geure en bestanddele wat jy op jou pizza gaan sit. Dit is nou grof gekapte songedroogde tomaties, ontpitte Kalamata olywe of swartes en laastens skrimmel ek die romerige feta kaas bo-oor. Nou kom ek doen gou daai laaste paar stappe. Nou jy sal sien hierso het ek al begin, ek het dit uitgerol. Hierso het ek een bo-op gesit en dan hierso is nou waar ek net so aan die kante van daai eier opsit, dan sit ek van my kaas bo-op. Net so genoeg. Dan vat ek 'n bietjie olywe en daar's geen perfekte manier nie. Jy gooi dit net soos jy wil. En dan hierso is die songedroogde tomaties of sundraai tomates. En dan so 'n stukkie feta kaas. Kan ons sommer net so bo-oor krimmel. Ek gaan nou aangaan. Nou is ons basis gereed en as ons net nou terug is, gee ek alles met die kruie voor hierdie pizza oontoe gaan. Charlene en Anna Mart gesels nou eers verder. Het het my baie jare gevat om te besef ek gaan nooit 'n ma hê nie. Dit gaan nie vir my gebeur nie soos ander mense nie. Daar is bedend vir ons te die boon. Mama en tannie bed kan nie onderslaap. Kom mama nou. Jy weet sy kom. Sy het gesê sy gaan kom, ja, maar dit beteken nie sy gaan actually kom. Ek het vir julle gesê, okay? Sorry, so. Ek al genooi. Hoe is dit al even like? Ja, my suster is op pad. Dis 'n feit. Ons gaan die vakansie geniet. Sy verdien ook om die vakansie te geniet. Het jy die huis langs aan gesien? Dis nou 'n beach house. En mense het my vra wat maak haar so erg. Mama, bly my goedheid. Dan weet ek nie wat om te sê nie. En anders klink ek soos 'n monster. Waarom kyk julle nou so vir my? Sjoe, ek gesels verder met Anna Mart van der Merwe.
die mens kry amper 'n hol gevoel op jou maag. Dit is soos 'n emosionele riller en dit voel asof jy musiek. Ek het nou die voorreg gehad om na 'n paar van die grepe te kyk. Asof die musiek amper soos nog 'n akteur funksioneer in die fliek in. Ja, dit moet ek sê, Nico Skeepers, as hy dis hoe hy musiek gebruik. Dis nie net vir om jou te manipuleer of baie keer gebruik mense mos vir my musiek in films dan is dit om emosies te manipuleer. Nico sal soos met Hen sy eerste film, dat's nie eintlik musiek nie. So as hy musiek gebruik, dan is dit soos jy sê, daar's 'n baie spesifieke rede in 'n tekstuur wat hy wil inbring. Ja. In kommentaar wat hy wil lewer seker. En ek wil hê die gehoor wat dit gaan sien, asseblief julle moet dit gaan kyk. Asseblief oplet net na die laaste 2 snitte wat hy gebruik as die fliek uitspeel. Anna, ek wou met jou praat oor die ritueel om uit 'n karakter uit te kom. Want jy weet daar's baie teaterstukke wat jy doen wat jy vreeslike make-up en jy lyk soos 'n Kersboom, né? En dan het jy 'n ritueel om af te stroop en dan kan jy weer Anna Mart wees. Maar tussen jou en Annetjie, as ek jou nou hierso sien, is daar nie veel gremering wat af moet kom nie. So hoe skep jy 'n ritueel vir jouself? Ja. Weet jy, gewoonlik, jy weet, as jy aankom op 'n stel, die stel en die gegewe en die skiet van die toneel trek jou in die karakter in. En dan as jy huis toe gaan, is dit belangrik om te laat gaan, maar mens bly maar veral tydens die skiet, bly jy maar altyd, jy's maar op bystand tipe van ding. So jy laat nie die hele tyd gaan nie, jy sit dit op lou oond die hele tyd. Maar na afloop van 'n film is dit baie lekker om net totaal weg te stap en skoon te maak. En partykeer verander jy sommer jou hare of jy gaan op 'n tripie oor see of jy gaan. Vir my is baie lekker om die berge te gaan stap en net kop skoon te maak. Daar's baie min, ekskuus dat ek jou nie rede val. Baie min aktrises of akteurs wat dit kan doen om net in 'n kamera in te kyk en 'n hele storie te vertel sonder om 'n woord te sê. Kate Winslet is byvoorbeeld een van die mense wat dit doen. Maar daai laaste toneel waar jy vir 'n minuut, meer as 'n minuut, 2 minute in die kamera inkyk. Dit is regtig waar 'n kragtoer. Hoe hou jy jouself gefokus? Wel, daar het jy weer 'n regisseur soos Nico Skeepers wat jou presies sê, jy weet waarna toe ons wil gaan nie meer en dan moet jy dit is soos Annie Basson wat die eerste filmervaring met gehad het, was met haar en sy het altyd gesê as jy die regte ding dink dan jy moet so jy moet dan vir jou, as hy sê dis 'n toneel, daar's net nie dialoog nie. Maar dit is 'n toneel soos dialoog. So wat is elkeen van ons, jy sit nooit net sonder, jou kop kan mos nooit ophou nie. So jy moet daai storie in jou kop maak. Nou wat ons dink is dat jy formidabel is. Ek hoop dit lees vandag deur almal van ons wat met jou gesels. Baie dankie dat jy kom kuier. Oor na die sake fokus met Leon. Pollen, besigheidsfinansiering. Dis tyd vir die sake fokus. Vandag wys ons julle 'n paar sakeondernemings wat hoofsaaklik deur vrouens bestuur word. Een daarvan is die bekende Clover Mama Afrika projek wat vanjaar al sy 25ste verjaarsdag vier. Die projek inspireer ons elke keer en ons kyk nou wat dit so besonders maak en daarna gesels ek met Rika Haasbroek daaroor. 25 jaar van omgee, leierskap en gemeenskap bou. Vir 25 jaar speel dieselfde verhaal om af in gemeenskappe reg oor Suid-Afrika. Wanneer die lewe sy swaarste eise stel, is daar iemand na wie mense draai. Sy is die een wat eerste opdaag. Sy luister sonder enige oordeel. Sy maak haar deur oop wanneer ander nêrens heen het om te gaan nie. Sy sien nie net die nood nie. Sy sien die mens. Dit is die vrou na wie gemeenskappe draai. Sedert 2001 reis Clover Mama Afrika die land deur om hierdie merkwaardige vroue te vind. Nie omdat hulle nog leiers moet word nie. Ons rus hulle toe met vaardighede, mentorskap, hulpmiddels en geleenthede, want groter kapasiteit maak groter impak moontlik. Elke nuwe vaardigheid skep nuwe moontlikhede. 'n Inkomste, 'n klein besigheid, 'n toekoms. En wanneer daardie kennis weer met ander gedeel word, vermenigvuldig die impak verder. I learn, I earn, I teach. Dis nie net ons filosofie nie. Dit
is hoe gemeenskappe van binne af sterker word. Vir 'n kwart eeu leef die gees van Ukwaka Isizwe om nasie te bou in hierdie buitengewone vroue. Hulle wag nie vir verandering nie. Hulle begin eenvoudig, met wysheid, met moed, met deernis en met 'n onwrikbare geloof dat een mens 'n verskil kan maak. Vandag vier ons nie net 25 jaar van Clover Mama Afrika nie. Ons vier 25 jaar van vroue wat reeds hulle gemeenskappe dra. Vroue wat ander leer, geleenthede skep en hoop laat groei. En wys wat moontlik is wanneer daar in vroue met 'n hart vir hulle gemeenskappe belê word. Hulle is die vroue na wie gemeenskappe draai. Hulle is die vroue van Clover Mama Afrika. En hier is sy Hoeka by ons Rika Haasbroek van Clover Mama Afrika. Dit is so lekker om hier te hê met die mooi bril. Baie dankie, baie dankie. 25 jaar. Vir die wat nie weet nie, wat is Clover Mama Afrika en wat maak dit so besonder? Ja, Clover Mama Afrika is Clover Suid-Afrika se gemeenskapsontwikkelingsprogram. En van 2001 af identifiseer ons vrouens in gemeenskappe wat regtig ware hart vir hulle gemeenskappe het en ons belê dan daarin. Jo. En ek dink wat die program so uniek maak is die feit dat ons nie in gemeenskappe ingaan met vooropgestelde idees of oplossings nie. Ons begin regtig waar by die mamma en ons luister na haar gemeenskap en ons kyk wat dit is wat haar uniek maak en ons probeer bou op die werk wat sy al reeds doen. So dit is 'n langtermynreis wat ons met hierdie vroue stap. En deur die program bied ons dan nou vaardigheidsopleiding aan. Partykeer gee ons vir hulle toerusting wat daarmee gepaard gaan en 'n groot deel daarvan is ook mentorskap. En al hierdie goed saam dan veroorsaak dat haar sentrum nie net sterker is nie, maar ook dan selfstandig kan funksioneer. So, en daar's nou 'n klomp inisiatiewe. Wat is die goue draad wat al hierdie dinge en al hierdie inisiatiewe bymekaar bring? Ja. As ek moet een item uitlig, dan sou ek sê dit moet is volhoubaarheid, want uiteindelik moet al hierdie projekte natuurlik vir hulle of meer geleenthede skep of 'n groter selfstandigheid teweegbring. En of dit nou broodbak is of hoed maak, ons kyk letterlik in haar gemeenskap wat sal sinbaar wees of sinvol wees om dit te implementeer, natuurlik ekonomies gewys, maar ook op 'n praktiese basis. Sy vat dan nou hierdie vaardigheid en sy lei nie net ander mense op nie, maar sy verdien ook 'n inkomste daardeur vir haar sentrum, wat haarself dan nou volhoubaar maak, maar die groot impak daarvan is die mense wat dan nou hierdie vaardighede ook teweegbring of aanvaar en dan wat dan nou ook inkomste verdien en projekte van hulle eie skep. En nie net dit nie, maar partykeer ook selfs in diens geneem word. So dit is die ware impak van die program. Dis werklike bemagtiging van mense. Dit is nie 'n ekonomiese politieke praatjie in 'n raadsaal nie. En dit is vir my die mooi deel daarvan. As jy vorentoe kyk oor die volgende 25 jaar. Hoe sien jy Clover Mama Afrika verder groei en ontwikkel? Die volgende hoofstuk gaan natuurlik moet fokus op meer volhoubaarheid, so groter volhoubaarheid en ekonomiese bemagtiging van hierdie sentrums. En ons kyk natuurlik gereeld uit na vaardighede wat juist dit teweeg kan bring met geleenthede vir inkomstegenerering. En dan tweedens sou ek sê strategiese vennootskappe, want geen organisasie kan in Suid-Afrika regtig waar ons uitdagings alleen aanpak of selfs oplos nie. So dit gaan al hoe meer belangrik word. En dan sal ons die mamma-netwerk wil uitbrei. Maar omdat ons so 'n unieke verhouding met hulle bou, wil ons dit natuurlik nie ten koste doen van die persoonlike verhouding wat ons met hulle het nie. So dit sal altyd die hart bly van Clover Mama Afrika om hierdie langtermyn reis met hulle te stap. Rika, jy maak my hart warm. Julle doen wonderlike werk. Baie En ek sê dit regtig nie net nie. Ek is opgewonde om te sien wat die toekoms vir Clover Mama Afrika inhou en dankie dat jy vanoggend by ons gedraai kom. Baie dankie. Ons kyk nou na Ouma Rooi Koeksisters, ook 'n bekende onderneming wat deur 'n vrou op die been gebring is, en Saltech wat spesiale kursusse vir vroue aanbied, en daarna Dawie, minder vroulik met ekonomiese nuus.
Ouma Rooi Koeksisters verskaf nou daagliks vars gebakte koeksisters aan Checkers, Pick n Pay, Spar en Food Lovers Market landwyd. Asook by talle privaatwinkels, slaghuise en die Creer Wildtuin se winkels. Dis ware koeksisters, handgemaak met 'n familieresep wat homself al as die beste ooit bewys het. Hulle gebruik ook net die beste bestanddele met geen geur of preserveermiddels nie. Ouma Rooi Koeksisters proe soos 'n koeksister behoort te proe. Al noem hulle dit 'n koeksisterfabriek, word alles met die hand gemaak. Die deeg aanmaak, die vleg, die bak en die verpak. Ons is nou met Ouma Rooi aan die gang van 2006 af. Van 2014 af is dit Ouma Rooi Koeksisters. En is elke dag nog net vir my lekker om werk toe te kom, wat nie werk is nie, want ek leef my droom uit. Saam met my bekwame personeel, almal wat hier werk, bring ons Ouma Rooi op die rakke landwyd. Ouma Rooi Koeksisters. Kom koop sommer ook by die alombekende fabriekswinkel in Ermelo. By Soltech word jong vroue met beroepsgerigte opleiding, praktiese vaardighede en erkende kwalifikasies toegerus om met selfvertroue die arbeidsmark te betree. Met 'n keuse tussen een van 7 ambagte, haarkappery, vroeë kinderjaarontwikkeling of inligtingstegnologie, kry hulle die geleentheid om hul passie in suksesvolle loopbane te ontwikkel. Ons glo dat elke vrou oor die vermoë beskik om uit te bly. Daar is 'n plek vir jou in die werkswinkel. Daar is 'n plek vir jou in die IT-wêreld. En daar is 'n plek vir jou in die salon of in die klaskamer. Ons nooi jou uit om self die Soltech gees te kom beleef tydens ons oop dag op 11 en 12 September. Kom verken ons kampus en moderne werkswinkels. Gesels met dosente en kry 'n voorsmaakie van hoe jou toekoms hier kan lyk. Vir meer inligting oor Soltech of om vir ons oop dag te registreer, besoek gerus ons webblad by www.sol-tech.co.za. Een sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei. Nou ek wil vanoggend oor gesels so iets wat van die filosofiese dinge, dit gaan oor groot ekonomiese deurbrake. Nou as jy nou praat van groot ekonomiese deurbrake, dan is daar 'n lang lys van die goeders. Die vraag is natuurlik, wat is die ekonomie nou eintlik? En ek dink my definisie van die ekonomie is eintlik maar net 'n studie van die mens. En as jy kyk na die ekonomiese deurbrake, kan ek 'n paar vir julle noem. Byvoorbeeld die konsep van privaat eiendomsreg, vrye handel, spesialisasie in verskillende werke byvoorbeeld, en die uitvind van goeder soos byvoorbeeld geld en dis meer. Dis alles groot ekonomiese deurbrake. Maar as een groot ekonomiese deurbraak wat ek dink glad nie genoeg aandag kry nie. En dit het so wat 100 jaar terug begin gebeur. En dit is toe ons begin het om dogtertjies skool toe te stuur. Nou die impak wat dit gehad het op die samelewing en die ekonomie kan omtrent nie bereken word nie. Onthou tot omtrent 100 jaar terug was dit hoofsaaklik seentjies en gewoonlik ryk seentjies wat skool toe gegaan het en vrouens nie as reël nie. Maar vandag is dit algemeen, vrouens gaan skool toe. En nie net gaan hulle skool toe nie, hulle gaan ook universiteit toe nie, maar die impak daarvan reusagtig op die samelewing. Een daarvan is hoe langer vrouens skool toe gaan, hoe minder kinders kry hulle en hoe minder kinders hulle kry ook, hoe beter word die kinders nou omgesien. So dit verstaan ons en dit so te loops. Die gevolg daarvan onder andere in ryk lande is dat vrouens al minder kinders begin kry en bevolking eintlik besig is om kleiner te word. Maar die impak daarvan is reusagtig wat die demografie van die samelewing aanbetref. Nie net dit nie, daar's 'n klompie ander dinge wat ook besig is om te gebeur. Natuurlik as jy vrouens skool toe stuur en jy stuur hulle universiteit toe, dan is jy besig om 1/2 van jou gemeenskap wat in die verlede heeltemal afgeskeep is, om hulle ook deel te maak van jou ekonomie. En ewe skielik het dit bygedra tot hierdie opwelling in ekonomiese aktiwiteite. En mense kan dit sien, veral nie in die westerse wêreld, maar 'n hele klompie ander lande waar ons vanaf so wat 100 jaar terug tot half onlangs nou het ons gesien dat vrouens tree toe tot die professies en hulle dra by tot ekonomiese aktiwiteite en dit het aanleiding gegee tot die wêreld waarin ons vandag lewe met hierdie oorvloed van elke denkbare ding. So een van ons grootste ekonomiese deurbrake het plaasgevind en dit klink voor die hand liggend toe ons begin het om dogtertjies skool toe te stuur en om jong vrouens universiteit toe te stuur, dat hulle deel geword het van die werksmag en dit het bygedra tot hierdie wonderlike groot ekonomie wat ons vandag het. Ons vind nou by Lorenza Eckart uit wat die afgelope week gebeur het in die nuus.
En ons nuuspersoon van die week is Lorenza Eckert. Lorenza, goeiemôre en baie welkom. Môre Davie. Kan jy glo wat trek die jaar nou al, né? Ons trek goed op pad in Augustus en dis nie te lank en dan het ons nou ons verkiesing, ons plaaslike owerheidsverkiesing en daarna praat ons weer 'n keer nasionale verkiesing, ook nie te lank daarna nie. En daar's 'n klompie opnames wat nou uitgekom het. So breedweg dink ek is glad nie 'n verrassing nie. Die ANC hou aan om steun te verloor. Ja, is interessant. 2-3 maande weg van die verkiesing, so ek dink die peilings wat nou uitkom begin die prentjie mooi inkleur van hoe die land, hoe die metros, hoe die munisipaliteite gaan lyk na afloop van die verkiesing in November. En ja, die jongste peiling van die Social Research Foundation wat in die verlede heel wat in die kol is met wat hulle voorspel, sê dat die ANC op 'n geskiedkundige laagtepunt is, nasionaal 34%. Dit is iets wat 'n mens 'n paar jaar terug nie sou dink nie. En dit het natuurlik gaan dit gevolge inhou vir die groot metros in die land. Die vraag is, gaan die ANC in enige van die groot metros 'n volstrekte meerderheid kan kry? Dit lyk al hoe meer onwaarskynlik. So ja, ek dink interessante tye, die ANC in absolute vryval. Kom ons gou nou terug na die ANC. Ek wil miskien net by jou hoor een of twee dinge oor die ander politiek, die oppositiepolitieke partye. Lyk my MK is besig om baie opgang te maak ten koste van die ANC. Dit is die een, maar dit is half gelokaliseer. Dis hoofsaaklik KZN, lyk dit vir my, dis die een. En dan die ander opmerking wat ek net breedweg wil maak, dit lyk my asof die DA sy kop stamp teen 'n plafon, asof hy nie daar kan deurkom nie. Heel eerste MK. Ja, op MK baie interessant. Dit lyk asof die chaos binne die partyleierskap, die strukture, nie werklik die party se steun beïnvloed nie. En ons het nou gesien, oud-president Jacob Zuma het sy seun Duduzane gebring om, miskien is dit 'n opvolgbeplanning wat Zuma daar in die party het, maar die twee gaan ook nou beheer neem van die party se finansies, die party se in skuld van 28 miljoen rand. Mense wonder hoe die party daar kon uitkom en wie die party befonds is, groot vraag daaroor. Maar ek dink dit dui op die populistiese steun wat sommige partye geniet en dat kiesers of ondersteuners van 'n party soos die MK nie omgee oor hoe die party bestuur word, wat die party se manifest is nie. Dit gaan oor die persoonlikheid agter die party. En ek dink dit is nogals gevaarlik. Mense kan dit miskien ook sê van iets soos die Patriotic Alliance, Gayton McKenzie, die steun wat hy, dat kiesers nie omgee oor 'n party se manifest of wie die sekretaris-generaal is of wie die tesourier-generaal is, wie die of wat die beleid is. Wat die beleid is nie. Hulle gee net om wie is die persoon wat met my praat. En jy sê nou KwaZulu-Natal is interessant. Ek het nou die afgelope week of so in Johannesburg en Pretoria gery en ek sien baie lamppale het die MK plakate op. So ek wonder of hulle nie pogings aanwend om 'n groot duik in Gauteng ook te maak nie. Goed, en dan die DA, wat lyk dit vir my sy kop so teen 'n plafon stamp. Hulle kan net nie regtig deurbreek nie. Ja, nasionaal het die peiling nou gesê stabiel. 'n bietjie beter. Ja, 27%, maar ek dink weer eens dit gaan interessant wees hoe dit uitspeel op plaaslike vlak en munisipale en metro vlak. Ek dink hier mag die party dalk beter doen. Weer eens, dit is nie 'n nasionale verkiesing nie, maar dit lyk nie asof een enkele party volstrekte meerderheid in enige van die metro gaan hê nie, maar dit lyk tog of die DA daai plafon het en daar's verskeie slim kommentators wat redes daarvoor gee. Maar miskien verras die kiesers ons. Maar die groot prys is natuurlik Johannesburg. En Helen Zille is nou al lank aan die gang daarso om ek dink sy voer 'n baie slim veldtog. Baie slim veldtog hierso. Maar die ANC het nog nie eens hulle kandidaat daar gestel. Sien, en dis baie laat in die dag. Ons nou vra oor wie dit moontlik kan wees, maar Helen Zille en miskien van die ander kandidate wat al hulle name in die hoed gegooi het, gaan 'n voorsprong hê. En ek het nou weer die week gesien waar daar 'n geleentheid was waar Helen Zille aan die een kant gestaan en was 'n ANC tent aan die ander kant en een van die ANC ondersteuners het vir haar middelvinger gewys. Sy het maar net gelag daarvoor. En wat doen die party? Hulle gebruik daai beeld van hierdie ANC ondersteuner met die middelvinger en hulle sit dit voor slaggate en hulle sit dit voor verskeie diensleweringuitdagings. So die ANC se strategie om die DA teen te werk, dink ek blaas 'n bietjie op in hulle gesig. En ek het nou 'n paar sulke opmerkings gehoor van kiesers wat sê luister, ek hou nie van die DA nie, ek hou nie van Helen Zille nie, maar die gemors waar in Johannesburg is so groot, kom ons gee haar kans. Maar sy sê dit ook. Jy hoef nie van my te hou om vir my te stem nie. Kyk, daar's min politici in Suid-Afrika met 'n dikker vel as Helen Zille. Sy gee nie daarvoor om nie. Solank jy net jou kruisievaart trek en sy sê ook waar daar geld verwissel, waar die ANC miskien die gerugte is dat hulle in die verlede stemme gekoop het sy gesê, ja, vat die geld, maar stem nog vir die DA. Dis nie verkeerd nie. Altyd lekker om jou te gesels. Dankie die weer 'n keer by ons draai kom maak het. Daai het julle altyd iets nuuts wat die politiek in Suid-Afrika betref. Terug na Sake Fokus.
AgriSeker is waar jy is. Daar waar dit die meeste saak maak, soos jou familie wat jy deur elke seisoen bystaan en ondersteun en jy beskerm hulle met dit wat jy bou vir vandag en vir die geslagte wat kom. AgriSeker word gelei deur vertroue en geloof. Boerdery verg sterk geloof, geloof in die seisoene en harde werk en in voorsiening. Hulle stap hierdie pad saam met jou en bied gerusstelling en beskerming wanneer uitkomste buite jou beheer is. Die sleutel van AgriSeker se leierskap is hulle vermoë om moderne hulpmiddels met praktiese kundigheid te integreer. Hulle onderskrywing en bestuurportalstelsels belyn elke fase van die kliëntervaring, van onderskrywing tot eisverwerking. Hulle verseker dat boere en makelaars volle ondersteuning ontvang wanneer dit die meeste saak maak. Selfs gedurende seisoentye hou hulle sterk herversekeringsverhoudings vol. AgriSeker bied kliënte vertroue in hulle dekking en die konsekwentheid van AgriSeker se dienslewering. Klimaatonsekerheid sorg dat die landbourealiteit van vandag beteken dat die enigste konstante element verandering is. Deur dit alles bly AgriSeker 'n standvastige vennoot. AgriSeker het jarelange ondervinding in die landbousektor en verstaan daarom die unieke behoeftes van boere. Ons bied oesversekering vir gewasse landwyd met haal as die primêre risiko. Met ons kundige span taksateurs word die skades regverdig en vinnig afgehandel. Met AgriSeker kry boere betroubare en gerusstellende diens en beskerming. AgriSeker is en bly gewortel in die grond wat jy versorg. Net soos jy jou grond koester en die omgewing respekteer wat jou bestaan onderhou, is AgriSeker daartoe verbind om jou gewasse en die toekoms van jou plaas te beskerm. Ons is waar jy is. Eddie Strydom is voorsitter en Wimpie Vermaak, senior bestuurder, nuwe besigheid van Salt Employee Benefits. Baie welkom in die ateljee. Môre, dankie om hier te wees. Wimpie, verduidelik net gou vir ons, Salmbreelfondse, waarom is dit so 'n goeie oplossing vir werkgewers? Dit is die mees effektiewe manier vir 'n werkgewer om aftreevoordele aan sy werknemers te gee. Uitgesluit dan die las wat daar is vir addisionele administrasie, verantwoordelikhede en wetgewing nakoming. So dit skep baie platform vir hulle en ook dan ook baie belangrik is as jy gaan kyk na kostes, in die groot kostes in die fonds word gedeel deur al die deelnemende werkgewers en wat dit basies beteken, dit gee baie beter uitkoms by aftrede vir die lede ook. En dit verleen 'n bietjie buigsaamheid in ten opsigte van wat hulle kan bydra as daar groepsrisiko is, wat se groepsvoordele wil hulle graag hê en die werkgewer en sy lede kan self bepaal die aftreeouderdom van hulle spesifieke fonds binne in die Sambreel. So julle maak dit regtig van toepassing op die werkgewer en sy werknemers. Dit is pasgemaak. Dit is nie 'n one size fits all soos hulle sê in Engels nie. Maar Eddie, daar's baie Sambreelfondse in Suid-Afrika. Wat dink jy maak Salt so uniek, behalwe vir hierdie buigsaamheidsfaktor wat Wimpie nou bespreek het? As jy vind waar, dan gaan hy nie breek nie. Nee, ek dink wat ons anders te maak, ek glo dat ons is anders as die mega umbrella funds waar ons soos Wimpie sê, ons doen 'n custom made ene, ons werk saam met die member en die kliënt. Ons is absoluut member georiënteerd. Dit is altyd 'n klise, maar ek glo ons doen dit. En ook die enigste groot ding wat ons regtig onderskei is, as jy in ons Sambreelfonds is jy nie in ons asset management en in ons umbrella fund en in ons administrasie nie. Ons het vennootskappe wat ons met waterbestuurders het en 'n vennootskap met underwriters, as jy dit versekeraars. En ons doen die administrasie. Ons spesialiseer absoluut in administrasie om daai bymekaar te bring en soos Wimpie gesê het, ons bou dan saam met hulle 'n produk. Ja, maar ek wil jou vra daaroor want dit is 'n bietjie van die klise. Mense hoor dit altyd, ja, ons mense kom eerste of kliënte eerste, maar hoe ervaar kliënte dit van julle? Jou kliënte is moeilik, soos jy weet, maar wat ons in spesialiseer is, ons werk op tegnologie en dit is ook 'n ding wat almal doen deesdae, maar ons glo in tegnologie. Ek dink ons is voor in tegnologie en ons gebruik die tegnologie net om ons te enable, want ons repositioneer dan ons mense om uit te gaan na die mense toe en meer
ons is byvoorbeeld, ons het 'n skooltjie beginne. Ons ry met bussies mense aan. So ons ken ons mense en ons members, glo ek, op die grondvlak. En ek dink dis wat ons heeltemal anders te maak as enigiemand anders. Ja, julle wil graag hê SALT moet bo aan werkgewers se lys wees as hulle nou begin soek na Sambreel-fondse. Hoekom? Ek is 'n werkgewer, oortuig my daar's 5 mense wat vir my werk. Dit is baie maklik. Soos ek sê, ons is 'n Sambreel-fonds, maar ons spesialiseer in die administrasie en saam met 'n batebestuurder en saam met 'n versekeraar bou ons 'n produk. So dit is nie een maatskappy wat na jou toe kom en sê okay, ons gaan vir jou produk gee en alles is by ons nie. So dit is 'n unieke produk wat ons bou en dan met die mense kommunikeer met tegnologie. Net dat Wimpie nie uitgesluit voel nie. Wimpie, julle vier hierdie jaar 70 jaar bestaanjaar. Wat is julle nalatenskap? Ek dink daar's 4 baie belangrike beginsels. Eerstens vertroue tussen SALT en die kliënt, sy kliënte. Ek dink dit is baie belangrik en is een van die beginsels. Tweedens is dit die administrasie waarna Eddie verwys het, waar ons dit so maklik as moontlik maak vir ons kliënte. En ek dink die ander belangrike aspek is daai opregte omgee vir ons lede. Ek meen, ons het nou daaroor gepraat dat ons betrokke is by skole en al hoekom ons betrokke is daar is omdat ons die gemeenskap goed ken. So die Sambreel-fonds is maar 'n verlenging van daai beginsels en ons gaan definitief in die volgende 70 jaar dit verbreed en uitbrei, maar ja, dit is Nou maar baie belangrike sterkte ding. en voorspoed vir die Baie dankie. volgende 70 jaar. Ek hoop nie ons is dan weer hier om mekaar te sien. Raymond Legrand vertel ons nou van sy opkomende sake fokus, geborg deur die einste SALT Employee Benefits. By SALT Employee Benefits beskerm ons lede se finansiële toekoms deur pasgemaakte aftreeoplossings wat deur innoverende tegnologie ondersteun word. Kontak ons vir professionele advies oor hoe om 'n sterker finansiële toekoms te bou. Goeiemôre. Nou ja, die Oeverberg is 'n streek van entrepreneurskap, innovering en wêreldklas ondernemings en dis nou tyd om die suksesverhale met die res van Suid-Afrika te deel. So op 28 November bring Ontbytsake ons sakefokus na die Oeverberg. En ons nooi besighede uit Hermanus, Caledon, Kleinmond, Stanford, Napier en omliggende gebiede om deel te wees van die geleentheid. Of jy nou in landbou, toerisme, vervaardiging, wynbou, kleinhandel of professionele dienste is, dis nou jou kans om jou onderneming op 'n nasionale platform te posisioneer, nuwe markte te bereik en jou handelsmark aan duisende potensiële kliënte bloot te stel. Kom wys vir Suid-Afrika waarom die Oeverberg een van ons land se sterkste sake en toerisme streke is. Kontak my vandag nog om deel te wees van die uitstekende geleentheid. Nou weer oor na Corlie. Nou ek gee nou die pizza sy kenmerkende mediterrane geure en dit is gedroogde basiliekruid en oregano wat ek egalig oor hierdie bolaag strooi. Indien jy lief is vir knoffel, kan jy ook 'n bietjie vars gekapte knoffel byvoeg of selfs dalk iets soos 'n rooi ei wat in reepies gesny is. Al wat nou oorbly is om dan die pizza vir ongeveer 10 tot 12 minute in 'n voorverhitte oond van 200 grade te sit tot die kaas gesmelt is en goudbruin begin word en die kos mooi bros is. En sodra dit uit die oond kom, strooi ek dan vars gekapte petersilie oor vir ekstra varsheid en as jy iemand regtig wil bederf, kan jy ook sommer net voor opdiening 'n paar lepeltjies basiliekruid pesto bo-oor skep. Nou kom ek doen gou daai laaste stappe. So hierso het ek gaan wel so 'n bietjie van hierdie knoffel net so hier en daar en ek hou maar van die vars knoffel. Dit is daai knoffel wat jy koop wat so in die bakkies is wat altyd so 'n bietjie laat stink. So maar vars opgekapte knoffel doen dit nie gewoonlik nie. Nou ek gaan ook so klein bietjie van hierdie vars net vir bietjie kleur en dan sal ons nou nog van die petersilie oorgooi. Dit kan jy so doen. En dan hierso is ons oregano en basiliekruid of dit gooi jy nou net so bo-oor. Dit is nou, soos ek gesê het, die mediterrane geure, die kombinasie daarvan.
Sjoe, ek hou daarom van kleur op 'n bord of op 'n bakplaat. Nou die pizza moet nou oond toe en sodra dit uit die oond uitkom, sny dit in skywe en bedien dit sommer dadelik terwyl daai kaas nog so lekker warm, smeltend is en so trek. Nou as ek later terug is, deel ek nog 'n paar wenke om hierdie pizza elke keer perfek te maak. Leon gesels nou met Anna Mart van der Merwe, ons gas vandag. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. O, sonkring. Ek weet jammer ek hak Nee, vas op ja, hom. ja, ja, ja. Asof dit die apex van jou loopbaan was nie, maar dit was dan maar 'n ikoniese reeks. Ja, dit is ja, 'n heerlike reeks om in te wees. En Jan Skaals is 'n goeie storieverteller hoor. Ja, en Marina was meer onlangs by die tandarts en dit is hoekom ek toe nou weer vashak met ek gaan ons staan nie daar. I'm never going to live that one down. Dankie François. Dankie François Terien vir daai een. Ek wil aansluit by jou gesprek nou met Charlene oor daai ding wat jy sê jy leer 'n karakter ken soos 'n mens wat jy ken. Is dit vir jou en was dit nog altyd vir jou nodig om op so diep vlak met 'n karakter identifiseer dat dit amper word jy daai persoon in daai tyd of vir hoe lank jy skiet as akteur? Is dit vir jou belangrik gewees? Nee, ek is nou nie van daai wat weet ek as ek 'n kruk het dat ek loop met die kruk in my eie lewe ook dan of ek hakkel of ek ja of eet vir nee, dit kan ek ongelukkig glad nie doen nie, die lewe is te kort. Maar nee. Wat ek wil sê, nee, jy weet ek glo altyd vir my as 'n speler teks is die Bybel. Sê ek altyd en iemand het iewers gaan sit en 'n teks geskryf. Dis die rede hoekom ons op daai stel is. Dis die rede hoekom ons op daai verhoog staan en ons goed doen. Dis nie dat ons nou so oulik was en sê kom ons sê hierdie woorde nie en ons so ek voel altyd daai wil ek kyk wat is dis soos 'n gedig. Jy lees om sê wat is die leidrade en wat kan ek hier ontdek? Wat wil hy doen met hierdie karakter? Hoekom is die karakter in die storie? Wat is die funksie van die karakter in die storie? Jy weet hoekom is die karakter se stem nodig in die storie? So jy begin op al daai vlakke en dan uiteindelik my grootste ding werk is ons is maar net mediums. Jy weet dat jy jouself oopstel om te sê kom ek kyk hoe ek hierdie persoon kan verstaan en kan laat gebeur en wees met my instrument. Ek het nie 'n gitaar nie. Ja. Ek het hierdie lyf soos dit nou maar is, en my stem en my hare en my whatever, my siel, my persoon is wat ek moet gebruik om karakter te skep. Ja, so as dit sin maak. Ja. Hoe verwyder of amper sê grond, dit klink nou 'n bietjie fluffy dalk, maar hoe grond jy jouself weg van daai of wat is vir jou daai dinge dan wat jy vind dit is tog intensief nie waar nie om in daai rolle partykeer te wees. Ek vir my as kyker sien ek hierdie rol en ek jy moes op 'n hierdie magiese donker plek heen gegaan het wat dalk die geval was of nie, maar hoe flip jy daai switch? Nou dat ek nou al vir 63 jaar lank lewe, is ek so dankbaar vir die era waarin ek gebore is. Dit help my baie. In die sin van dat ek nog met 'n grondpad voor my huis groot geword het, dat ek nie met televisie groot geword het nie en dat as ek my ma brood gebak het en ek moes jy kom by die huis, varsgebakte brood, ek het van Marmite gehou. En jy's Marmite of jy's nie? Of bovenop. So ek is Marmite. Okay. Maar in elk geval en dat jy inloop in die huis en jy mag nie in die huis jou broodjie eet nie want jy gaan krummels mors. Jy moet op die agterstoep gaan. Ja. En ek gaan nou vir jou sê tot vandag toe as ek van die wiele kom af. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie want ons is grootgemaak kinders word gesien en nie gehoor nie. Ja. So ek kom af van daai generasie, maar dat ek eintlik al was dit miskien beklemmend, is dit eintlik die ding wat my anker. Dan sit ek myself net op die stoep met 'n lekker Marmite broodjie. Jy hoef oor niks te bekommer nie, jy's veilig in die wêreld. Dit gaan net aan die gebeur. En daar's mooi dinge om jou ook. Is jou bedryf en ek was 'n bietjie inzoom dalk daarop. Is dit jou volgens jou? Is dit gesond? Is daar ruimte? Ek bedoel daar's baie veranderinge, mense, daar's hierdie nuwe geslag wat ons dan van ons praat mos altyd oor die volgende geslag asof ons nou nie dinge gehad het in ons groep wat verkeerd was. Dink jy dis is op 'n gesonde plek? Ek dink is op 'n gesonde plek. Ek sou sê oor die kreatiewe talent wat ons het. So dan moet ons belê
hoe ons ook al kan, maar ons moet besef, die tyd waarin ek groot geword het, was dit amper 'n meer tasbare, veilige omgewing en baie gestruktureerd waarin jy akteur kon wees aan 'n geselskap behoort. Vandag is dit oop. Moeiliker. Dis so demokraties, hierdie ding met stroming, hierdie ding met sosiale media, met die tegnologie, met KI, met alles. Ek dink dit is 'n baie ongelooflik angswekkende wêreld waarin mense kreatief moet wees. So ek dink regtig ek sou nie sê dis ongesond nie, ek dink net dit is angswekkend by tye en ek haal my hoed af vir hierdie kinders, soos in Nico Skeepers nou, want ek praat nou daaroor. Ja. Maar wat net moedig aangaan, en hulle ding doen. Ja, absoluut. Soos wat jy ook het in die weg vir baie mense gebaan het. Dis vir my heerlik met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die Heer Dawie Rood. Dankie. Ja. Is dit veilig? 'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Wel, welkom by Kibersake en dit gaan omtrent lekker op ons sosiale media blaaie. Ons is veral trots op ons Instagram, nie grom nie. Instagram blad wat die afgelope week 25,000 merk verbygesteek het. Baie dankie aan julle. Baie indrukwekkend. Geluk ook aan ons sosiale media span. Man, hulle werk hard om goeie inhoud te gee. Verlede week het ons saam met die minister van Binnelandse Sake natuurlik, Dr. Leon Schreiber gekuier en nes ons het julle dit ook geniet. Die agbare, moet ek sê. Maar Donovan Baatjies het hom op 'n spesiale boodskap op Facebook vir hom geskryf en hy sê: "Hou aan met die goeie werk, Leon. Ons waardeer wat jy tot dusver vermag het. Rome was nie in eendag gebou nie. My versoek is net dat die departement meer eerlike, hardwerkende personeel aanstel. Dit tou. Dankie sê hy." Absoluut. Koti Hanekom het ook van haar laat hoor. Sy skryf: "Minister Leon Schreiber, ek wens vir jou net die beste toe, want as daar nou een departement in hierdie land is wat so 'n facelift nodig het, dan is dit Binnelandse Sake. Dankie, ons sien uit." Maar nou eers vir 'n herinnering van Ontbytsake se toekenninge wat oor 'n maand gaan plaasvind en daarna gesels Celine met Daniela van Heerden oor die KI uitdaag trofee vir skole. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die Ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur. Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by pizza.co.za en Ontbytsake se kaartjieskamer. Dit is altyd lekker om haar hier in die ateljee te hê, Daniela van Heerden. Gaan jy vandag met my onderhoud doen? Ek is gemakliker om die vrae te vra, maar kom ons kyk hoe gaan dit. Nee, maar dit is 'n wonderlike inisiatief wat FETSAS nou gaan begin saam met Ontbytsake, die skole uitdaag trofee vir KI vir 2026. Ons het nou laasweek bietjie daarvan gehoor, nou het jy vir ons nuwe nuus. Ja, ons het nou gehoor van diegene op skool wat belangstel en ons sê nou net KI is kunsmatige intelligensie, artificial intelligence. So daar's baie leerders op skool wat kreatiewe en interessante dinge doen en ons wil hê hulle moet inskryf en ons wil hê hulle moet wen. So dankie vir almal wat klaar navraag gedoen het en vir die wat nog wil navraag doen. Ek maak seker ek het dit reg. students@zeropoint.africa. En enige leerder kan inskryf of is daar beperkings? Wel, nie enige beperking nie, enige leerling wat kreatiewe en interessante dinge doen met KI, of dit nou is kodering, robotika, digitale skepings. En ons het nou baie gepraat oor vroue vandag, so ek hoop ons sien ook baie meisies wat inskryf, maar as hulle werk met KI, dan hulle mos weet hulle werk met KI. Dan kan hulle inskryf. So wat is daar op die spel vir skole en vir die leerders? Wat kan hulle wen? Dis mos die lekker deel. Ja, so die bragging rights, soos ons in Engels sal sê, is 'n mooi trofee en 'n sertifikaat en natuurlik gaan jy op ons sosiale media verskyn. Dis nou beide Ontbytsake en FETSAS. Maar meer as net dit, ek dink 'n lekker geleentheid vir daai leerlinge. As jy nou ken Shark Tank, Charlene, dis mos nou as 'n entrepreneur so voor klomp kenners gaan sit en hy pitch sy idee. Hierdie leerling gaan voor Oakvale Invest wat belê in jong entrepreneurs vir hulle span gaan sit en die idee gaan voorlê en dalk sien ons die volgende Elon Musk of
Ilonia masker wat voortspruit hier uit. Ja. Dit is 'n allemintige prys en die skole self is daar 'n bietjie blootstelling vir hulle ook. Dieselfde, ook daai mooi trofee en 'n sertifikaat, maar die skole kry eintlik ook 'n groot prys, R40.000 se ligtyd hierso op ontbytsakke om te kom spog met hulle leerdlinge en hulle prestasies. En wat van die toekenningsaand, dis mos nou die groot gala geleentheid, gaan hulle 'n bietjie op die rooi tapijt kom pronk? Inderdaad, jy kan al is jy nog nie 'n matriek nie, gaan jy jouself opdos asof jy 'n matriek is, 'n mooi rok, 'n mooi pak aantrek, saam met al die bekendes op die rooi tapijt wees en daardie die prys kom ontvang. Bekendes soos jy natuurlik ook nie. So net gou vinnig om mense te herinner as hulle nou te opgewonde was om 'n pen te gryp en neer te skryf. Wat moet hulle doen sou hulle belangstel om in te skryf? Ons gaan groot gaan op sosiale media. Hulle kan ontbytsake en FETSA sosiale media dophou. Al die inligting gaan daar wees of stuur net 'n e-pos weer eens vir students@zeropoint.africa of hou ons sosiale media. Selfs ek ken dit nou al, students@zeropoint.africa. Ja, jy het hom nou. Baie dankie dat jy kom kuier het, Daniella van Heerden. Finansiële sake is volgende en Dawie gesels met Nico Louis Mini van Momentum Health. En Nico Louis Mini is die tegniese bemarkingshoof van Momentum Health. Goeiemôre en baie welkom. Môre, baie dankie. Lekker om jou hier so te hê. Momentum CEO se sukses. Dis 'n veldtog wat hulle elke jaar hou. Nou hierdie jaar is die titel: as dit nie my waarde uitbou nie, is dit 'n stap wat ek nie moet neem nie. Nou, verduidelik, hoe pas dit nou by die titel? Hoe pas dit in en hoe pas dit by verbranding in? Ja, ons het dit gekoppel aan uitbranding. So ons hoor baie keer dat mense uitbrand in die finansiële sektor of in die korporatiewe sektor. Nou as jy dink aan uitbranding, dis 'n wetenskaplike term. Dit gebeur wanneer jy meer energie spandeer as wat jy moet, dalk op iets onnodig. Ek is seker jy en die res van Suid-Afrika het lekker die Statebondspele gevolg en veral span Suid-Afrika in die swem. Nou een ding wat daar so in gemeen was, of dit nou Lara van die Kerk was wat haar borslagtitel verdedig het, of die vrouens wat 'n nuwe Afrika rekord opgestel het in die 400 meter aflos, hulle is effektief. Hulle verbrand nie en mors nie energie nie. Vergelyk dit met iemand wat verdrink en spartel en homself aftrek, hulle wend hulle energie aan om vorentoe te beweeg. So ons wil hê vrouens en mense in die algemeen moet hulle energie aanwend om vorentoe te beweeg, nie om afgetrek te word nie. En jy sê uitbranding is 'n soort van 'n balansstaat item en daar sekere verskillende kostes wat 'n mens van bewus moet wees. Wat is dit? Ja, balansstaat, Afrikaans is 'n lekker beskrywende taal. Daar moet balans wees en ons moet goed kan tel. Ons moet daar deurwerk. Nou die balansdeel is relatief eenvoudig, tog moeilik. Ons moet balans hê in ons persoonlike lewe en in ons werklewe, hoeveel ons rus en ons gesondheid. En die teldeel is baie belangrik. Ons het gevind, die New York Universiteit het 'n artikel gepubliseer waar hulle gevind het dat vrouens 200 ure 'n jaar meer spandeer aan onbenullige take in die werkplek. Nou dit is iets soos om spanbou te reël of om geskenke vir iemand te koop. Daai tipe goed waarvoor jy nie regtig betaal word of bevorder word nie, maar 200 ure ekstra. Dit vat weg by jou balansstaat. Dit trek jou af en dit beweeg jou nie vorentoe nie. So ons wil hê mense moet bewus wees daarvan en dit bestuur. Gepraat van werk, die definisie van produktiwiteit. Het dit verander oor tyd? Ek dink die definisie daarvan het dalk verander. So as ons dink dit as ons onsself nou optel, ons beweeg onsself terug na die 1700s, 1800s voor die industriële revolusie. Ons sou baie onproduktief gewees het of mense sou gedink het ons is onproduktief. So soos tegnologie verander en soos die wêreld onsself bevorder, verander die definisie van produktiwiteit en ons moet eintlik maar kyk na uitsette eerder as die insette. Dink dit 'n atleet as hulle daaraan gemeet word die oggend van 'n groot byeenkoms, hardloop hulle 'n maraton. Gerda Steyn net voor die kameras hardloop sy goue maraton. Dis nie wat jy moet doen nie. Dis oneffektief om dit te doen. So ons moet eerder die uitsette of die resultaat wat jy bereik, die resultate wat jy insit. Maar kom ons wees bietjie prakties. Is daar 'n soort van 'n besluitnemingsraamwerk wat vrouens kan gebruik om wanneer hulle die lewe voel of die lewe nou besig is om oor hulle te loop?
Dawie, ek hou van syfers. So ek sal sê gaan terug na daai balansstaat toe. So die balansstaat is eintlik so eenvoudig. Ja. Dis wel vrek moeilik om te implementeer, maar dis eenvoudig. Kyk of dit positief bydra en of dit jou aftrek. En dit moet jou besluitnemingsraamwerk wees. Is dit 'n plus of is dit 'n minus? Maak jy minusse minder en maak jy plusse meer en op die einde gaan jou balansstaat op 'n groter syfer balanseer. Dit gaan eintlik oor jouself. Dis eintlik waaroor dit gaan. Absoluut. Nicolo Mini, hy's tegniese bemarkingshoof van Momentum Health. Baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Dankie. Nou oor na leefstyl sake met Dr. Judy en Charlene gesels met haar. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius, biomediese wetenskaplike en die hoofuitvoerende beampte van Biomedical Emporium. Dit is so lekker om dit elke keer te sê, 'n vrou aan die stuur van so 'n groot onderneming. Baie dankie. Goue sterretjie vir jou en ek soek asseblief 'n goue sterretjie vir my van jou, want ons praat oor werk, stres en die invloed op jou vel. En ek moet sê dit maak nie saak hoe besig of hoe rof dit gaan nie. My velroetine bly 3 stappies. Jy sien jy spring dit nou vooruit want jy gee klare oplossing vir mense wat ek sou gesê het. In elk geval maar ja, dis nou vroue maand en baie keer sê hulle vir jou, hoorie maar jy lyk gestres, nê? Dis suiwer oor dat as 'n mens stres, dan is jou vel een van die eerste organe wat daardeur geaffekteer word. So wat gebeur is, jy het die hypothalamus bynier skei biochemiese parameters of byprodukte af, wat natuurlik lei tot kortisol en adrenalien en so voort, en dit het 'n impak op die vel. So wat jy definitief gaan sien, daar is definitief droogheid, so jou velversperring is nou gekompromiseer, daar's letterlik vog wat verdamp in die atmosfeer deur jou vel. So elastisiteit, fyn plooie gaan bietjie meer raak gesien word, daai verslapping van die vel gaan gesien word. Wat nog? Jy gaan byvoorbeeld verhoogde sebumproduksie ook kry. So dis hoekom baie mense akne kry as hulle gestres is, en sporadiese uitbrake ook kry op die vel. En dan natuurlik jou immuniteit neem ook af as jy gestres is, en dan as jy al reeds sukkel met ander velprobleme soos ekseem en rosacea en psoriase, dan gaan dit natuurlik erger wees. En as jy dit dalk nie gehad het nie, oordat jy te veel stres, kan dit dalk nou meer vertoon. En dan een van daai wat niemand van hou nie. Grysheid en haarverlies is ook deel van stres. Nou, dit kan jy kry vir... Kan ek net gou vir jou daar stop? Want jou vel is ook jou skalp. Op jou kopvel, dis deel van jou vel, dis korrek. En dink net gou 'n bietjie hier aan haarverlies, interne en eksterne stres. So intern bietjie werksdruk, dalk 'n bietjie, jy weet, gesinsverantwoordelikhede druk ensovoorts, of finansiële druk wat 'n rol speel, maar dan het jy telogeen effluvium wat nou deel is van jou follicle wat as gevolg van hierdie kortisol haarverdunning veroorsaak. En natuurlik pigmentasie ook in jou hare. So jy het 'n melanosiete wat pigmentasie gee en die oomblik wat daar te veel stres is, dan beskadig die melanosiete te veel en dan ontwikkel jy grys hare. Ek het al verskriklike stories gehoor van mense wat oornag grys word, maar ons kan nie noodwendig stres heeltemal uit ons lewe uit verwyder nie. Wat kan 'n mens doen om jouself daarteen te beskerm, al hierdie vreeslike impakte op jou vel en op jou hare? Wel, jy het nou die eerste ene gesê, jou dissipline. Dit is so, ek dink jy moet net dadelik identifiseer dat wanneer jy gestres is, net weet dit het 'n direkte impak veral op jou vel. So as mens sekere leefstylgewoontes aanneem, byvoorbeeld probeer nou maar beter eet, probeer kyk of jy beter kan slaap, fokus op dit matige oefeninge. Maar as ek kom na die eksterne faktore, ons weet al reeds daar is stressors hier buite, omgewingsstressors soos besoedeling ensovoorts wat ook 'n impak op ons vel het. So daarom jou baie belangrike dissipline van goeie velsorg is nou krities. Daai kliniese bewese velsorg, moenie net enige produkte gaan koop nie, sit dit op, fokus op goed wat gaan help op elastisiteit, om die vog terug te hou in die vel en enige inflammasie net bietjie te beperk. Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium, heerlik dat jy hier was. Sy vat vereers 'n breek tot middel September, maar nou vir die laaste sakefokus van die dag, en daarom maak Cordy die kos klaar.
DMC, net buite Parys, werk hoofsaaklik in die ondergrondse mynboubedryf en voorsien produkte wat bekend staan as TMM's of Trackless Mining Machines. Hulle werk ook in die konstruksiebedryf, maar die hooffokus is op drilling rigs, hidrauliese drifters, utility voertuie, robotic shotcrete masjiene, betonmengwaans en mobiele betonmengaanlegte. Hulle is bekend vir hulle buitengewone persoonlike diens, diepgaande produkkennis, vinnige omkeertye en die permanente beskikbaarheid van al die nodige onderdele. Hulle bied ook omvattende onderhoudsdienste om jou toerusting glad te laat loop. Wat DMC onderskei is die sterk betroubare en ongekompliseerde produkte, vinnige besluitneming en vinnige omkeertye. As die topverskaffer in Afrika voorsien hulle met trots Poetsmeister concrete spraying toerusting, Resolute ondergrondse boorrigs, Mountabird rock drill produkte en blend mobiele mengers. DMC, innovasie en betroubaarheid in ondergrondse mynbou. Met robuuste ondersteuningsdienste, kontak hulle vandag. Llewellyn Warrington is van ACDC Dynamics. Goeiemôre. Goeiemôre. Nou ACDC Dynamics is 'n bekende naam in die bedryf, veral as dit kom by elektrisiteit natuurlik. Wat is die sleutel tot julle volgehoue sukses en groei? Ek dink wat ons so goed maak in die industrie is dat ons al oor die 40 jaar in besigheid is. Ons het ook die grootste katalogus in die elektriese industrie met meer as 70,000 produkte. En ons het ook 'n groot netwerk winkels. So waar ook al jy in die land is, het jy toegang tot ons produk. En julle volg natuurlik en groei soos wat dinge verander. Is daar enige trends as dit kom by tegnologie en energieoplossings en hoe help julle kliënte om aan die voorpunt te bly van hierdie sogenaamde trends? Daar's definitief trends wat ons opgelet het of wat ons gedink het is na beerdkrag bietjie verminder, gaan mense minder belangstel in solar, maar dit was nie die geval nie. Ja. Mense wil in beheer wees van hulle eie krag gebruik. So solar, ons is baie groot nog op dit en ook mense soek ander energiebesparingsmetodes. So ons doen 'n groot reeks smart produkte waar jy jou geyser se tye kan stel, jou garages outomaties oop en toe. En ons beweeg ook nou groot in elektriese voertuie, die charging van dit. Wow. So ons doen kommersiële laaiers, ons doen residensiële laaiers. Ons probeer altyd voorbly. Ja. Ja. En mens sien dit ook in julle produkte. ACD Dynamics is dan nou ook besig om uit te brei in Suider-Afrika. Dit is wonderlike nuus. Vertel ons, daar's blykbaar 'n tak wat in Namibië oopmaak. Ons is so opgewonde oor die tak in Namibië. Dit is tak wat ons van die grond af begin bou het. Dis omtrent 3000 vierkante meter, so is 'n groot fasiliteit. Ja. En ook ons gaan uitbrei daar met kleiner express winkeltjies. Maar wat dit lekker maak is dat alles wat jy gewoond is in Suid-Afrika van ACDC gaan jy ook in Namibië kry. Die goeie diens, die goeie raad wat die staf daar gee. Alles wat jy hier gaan kry, gaan jy daar kry, net op 'n groter, nuwer skaal. Dis wonderlike nuus. Electra Mining Africa natuurlik 'n groot een op die kalender as dit kom by nywerhede. Julle is ook daar. Wat kan julle die mense daar, wat kan hulle verwag van julle uitstalruimte hier? Electra Mining is vir ons een van die grootste skoue. Dis elke 2 jaar, so ons maak seker ons doen dit groot. Dit is seker die enigste plek waar jy al ons slimkoppe op een plek gaan kry. Is al ons spesialiste, al ons nuwe produkte, al die nuwe ontwikkelinge wat in die elektriese industrie is, gaan op ons stand wees daai dag. En regtig, doen jouself 'n guns, maak 'n draai, dis die beste wat ons kan doen is daar. Llewellyn, net laastens, is daar enige nuwe dinge, nuwe opwindende ontwikkelings waarna kliënte van ACDC kan uitsien oor die volgende jaar? Benewens nou natuurlik die Namibië tak. Definitief, wat ons probeer doen is ons hou aan probeer nuwe produkte byvoeg en ook ons gaan baie meer winkels oopmaak. So hou hierdie spasie dop, dit gaan nog baie groter word. Ek is seker hulle gaan. Baie lekker om julle te hê. Llewellyn Warrington, hoof van navorsing en ontwikkeling by ACDC Dynamics. Onthou van Raymond se volgende sakefokus in die Oeverberg. Hier is daai inligting weer. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n sakefokus in die Oeverberg. So as jy besigheid in die omgewing van Hermanus, Caledon, Kleinmond, Stanford of Napier het, kontak Raymond en kom wys ons wat jy doen. Dit word op 28 November uitgesaai. So vir die van julle wat altyd vra, maak ek regtig kos sê. Kyk net hier.
dis nou die eindresultaat. Ek het eintlik gespeel vir nog 'n paar minute. So 'n heerlike bros, Mediterrane pizza, propvol geur, perfek vir enige geleentheid. 'n Paar laaste wenke wat ek gou wil deel. Gebruik 'n goeie gehalte mozzarella vir die beste smelt en dan jy wil hierdie kaas moet so trek as jy 'n happie daar uitvat. Nou moet ook nie die pizza oorlaai op die bolaag nie, anders te verloor jy dan daai korse brosheid. En sit vars basiliekruid of nog 'n bietjie ekstra pesto weer na die bakproses by vir daai varsste geur. Nou kom ek dien op en sny die pizza en sit hom in die bord. So jy sal sien, ek wil net gou 'n laaste 'n wenk vir jou gee. So myne het so rukkie gestaan tussen my twee kooksegmente sodat ek vir jou kon wys hoe om die volgende stap te doen. Maar by die huis gaan jy hom dadelik nadat jy hom gevul het, moet jy hom in die oond sit, want myne het nou so 'n bietjie daai ekstra rys gegee. So dis nou wat hier gebeur het. Hy is so bietjie meer broodrig as wat hy moet wees. So al wat ons nou doen, ek gaan hom nou eers bietjie van hierdie vars basilipesto bo-op sit, net vir daai geur, bietjie vars petersilie en dan die laaste net vir mooiheid. So bietjie ekstra. En dan kan ons hom nou net met die pizza wiel sny. Nou my volledige resep is beskikbaar op ons ontbytsake webtuiste. Lekker kook, lekker eet en ek sien jou volgende week weer hier in my bitterlekker kombuis met sy koningskos. Dawie gesels nou met Annemart van der Merwe. Annemart van der Merwe, uiteindelik my beurt om jou te gesels. Jy en Charlene het nou gepraat oor die kompleksiteit van vroue. Ek moet vir jou sê, my kollegas het hierdie vreeslike ingewikkelde moeilike vrae aan jou gevra en ek kan nie sulke moeilike vrae vra nie. Nee, dis lekker. Maar daarom gaan ek makliker vrae vra. Ja. Maar die teenoorgestelde van die kompleksiteit van vrouens is natuurlik die eenvoud van mans. Is dit wat julle vrouens doen? Kyk julle al so agter, skinder julle agter ons oor hoe eenvoudig mans is? Ek dink dit nogal so. Ek was een keer by 'n dames tee en die vriendin van my se mamma was daar. En sy het ons jong vroue nou hoor praat oor, die mans, hy doen dit en so. En ek het vir hom dit gesê en so, en toe het sy net een oomblik so, sy het gesê, julle, die tannie gesê, julle is hopeloos te eerlik met julle mans. Ek laat dit daar. Nee, wat, ek moet vir jou sê, dis wat ek vroeër gesê het, vir my is dit mense. En ek dink as jy 'n verhouding het met jou man of wat ook al, of wie ook al, dan is eerlikheid is maar die beste ding. Ja nee, ek het net so vermoed dat mense kan nooit verstaan. As man moet ek vir sê ek sukkel om vrouens te verstaan. So ek dink ek het my liewer opgehou om dit te doen. Ja. Ek wil ook nou 'n vreeslike komplekse vraag aan jou vra, want hulle het nou die moeilike vraag vir jou gevra. Ja. Ja, almal vra die vraag so, speel jy nou die rol, trek jy nou die rol aan en raak jy die persoon en nee en daai en so. Wat 'n vraag wat ek eintlik wil vra, wat vir my nou nogal iets wat ek nog altyd oor wonder. So jy speel 'n rol, maar jy speel 'n rol relatief tot ander karakters. Ek meen in verhouding met ander. Tot hoe mate het die ander karakters 'n invloed op jou karakter? Nee, dit is 'n baie briljante vraag. Dink jy so? Nee, dit is absoluut, kyk, selfs al vat jy 'n voorstuk, sien hom jy Romeo en Juliet, okay, en jy speel nou Juliet. As ek die speler teenoor my, ek is nou te oud daarvoor, maar kom ons sê nou, wat Romeo, dit definitief gaan bepaal hoe my Juliet is, ook jou regisseur en die ander spelers. Nee, dit is die inligting wat van daar af kom, help ook jou karakter skep. As ek oor 10 jaar Juliet speel en as 'n ander Romeo, dan sit dit onmiddellik skuif daar teksture en dinge. Ja, nee, dit het 'n groot impak en dis die lekker ding van vir my. Dis nie kom ek een persoon goed doen nie. Dis jy skep saam met ander mense. Jy begin met jouself, die karakter en jy bou uit, maar die grimeerkunstenaar, die jou klere wat hulle vir jou aantrek, die ander spelers, alles help skep. En ek wil vir julle sê, nou, wat mense nou nie, ons gaan vinnig 'n breek vat. Wat mense nie weet nie, dit is eintlik maar karakters hier by ontbytsake ook. Ja. En jy weet, veral die een karakter wat ons almal heeltemal hier onder die duim hou, is Charlene. Maar ons breek vinnig weg nog gesels ons verder.
Ons gesels vandag klaar. Ek is jammer om ons tyd is amper klaar. Maar ek wil tog dit vir jou vra. Ja. Jy het nou hierdie bewondering, soos ons almal nou maar, vir die mense toe jy 'n jong akteur, jy is nog steeds jonk. Toe jy jonger was. Dankie. Toe jy begin het, ek was toe so. begin, Toe jy hierdie bewondering gehad vir mense in jou bedryf. En vandag het die mense hierdie verskriklike bewondering vir jou. Is dit anderster vandag? Ervaar jy dit anders dat die bewondering vir mense wat hierdie goed bereik het? Jy's 'n ikoon vandag. Nee, mense moet nou nie aangaan nie, David. Dit is mense werk nou maar net in jy's maar as goed as jou laaste show. Nee, wat ek wil sê is ek is baie dankbaar. Ek het ongelooflike ervarings gehad in my tyd in hierdie bedryf, maar ek vind wat vir my anders is vandag, dis baie meer demokraties as jy met jong mense werk. Toe ons begin het, jy weet, jy was so angstig, Louis van Niekerk of Marius Weyers of en jy het nie die moed. Ek vind die jong mense vandag is heerlik. Hulle sal na jou kom en goed vra en dis baie meer oop en hulle het baie meer selfvertroue en hulle het ook vir my, daar's 'n vryheid waarmee hulle werk wat my inspireer. Daar's daai, want ek is altyd, genade, gaan ek dit regkry? Whatever. En hulle het oor die genot van kreatief wees. Dis wat die jong mense my leer. Ek dink jy's verkeerd, hoor. Ek jy toe jy begin het in die bedryf het jy dieselfde gedoen. Jy kan dit miskien net nie onthou nie. En nog steeds is daardie ikone. Ek was te bang. Nee, ek was te bang. Nee, dit was 'n onbekende wêreld vir my. Maar in elk geval, maar ek hoor wat jy sê. Nee, die jong mense vandag het 'n lekker energie, hoor. Ja, meer 'n bevrydende, hulle is meer bevry. Vertel my net, ons tyd is nou klaar, maar ek wil tog dit vir jou vra nou. Vanaf daar die meisietjie van Vredendal tot waar jy nou is vandag. Sou jy 'n ander paadjie wou geloop het? Nee, ek is baie dankbaar vir die pad wat ek kon loop. Ja. As die enigste ander ding, as ek nie die telegram van Universiteit Kaapstad gekry het dat ek kan drama studeer nie, ons sal alles met onderskrifte sit wat 'n telegram is, maar dan sou ek graag argitektuur. Is nogal, ja. Ek is seker wat jy ook al sou gedoen het, sou jy 'n ikoon geword het soos jy is vandag. Davie. Luister, daai checkie het deurgekom, né? Baie dankie by ons draai gemaak het. Baie dankie vir die kos en ek weet nie ek vra nou noem julle dit werk. Ja, dis nie onthou net Anna maar iemand moet dit doen. Iemand moet dit doen. Ek het tyd, Leon. Ag nee, maar fantasties. Ons stuur jou weg nou ook hier met 'n heerlike botteltjie van hierdie Palomino Pekiniers-kloof. En dan 'n mooi leersak van ons vriende by Boot and Rally en dan heel belangrik 'n ontbytsake beker. Dat as jy nou in die oggend jou koffie drink, dan moet jy nou net aan ons dink. As jy so wegkruip vir die wêreld, dan jy met jou koppietjie sit. Moenie ons vergeet. Dankie, dit is wonderlik en dit is salig lekker, hoor. Sy is die beste. Ek kan hierdie resep aanbeveel. Hoor. Volgende week is ons gas die akteur Frank Rautenbach wat tans in die Kyk Net reeks Beter as Gister te sien is. Daar kan julle ook leer om beter te wees as gister. Is dit nie tog man die strewe nie, né? Is net om beter te wees as gister. Moenie verstaan nie, wees net beter as gister. Mooi stukkie lewenswysheid wat ons vir julle uitdeel hier op ontbytsake, hoor. Lekker Corrie, lekker. Lekker. Corrie, maar is daar nie vleis nie? Daar's nie vleis op nie. Nee. So, ons gaan dit nog steeds. Bye julle, lekker week. Bye.